Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Vandag kom daar so 'n stuk nostalgie hier teen aan my lyf inkruip en dink ek sommer net terug aan daai baie spesiale inry teatertye. Vir ons jong klomp is dit eintlik 'n baie onbekende iets, maar ek is seker dat baie van ons luisteraars iets daarvan kan onthou. Ek sal so onthou die voorbereiding vir hierdie aand uit, die regmaak. My ma het altyd sulke lekker geroosterde kaastoebroodjies met allerlei lekkernye en drinkgoed en eetgoed voorberei, maar daar was al iets so opwindends net in die voorberei vir hierdie inry toe gaan. En dan het ons altyd nogal heelwat vroeër gegaan om 'n goeie plek te kry, staanplek vir die motor te kry. En dan reg voor by die inryteaters, by die meeste, soos ek reg onthou, was daar 'n speelarea. Dan kan jy, terwyl die son sak sodat dit donker genoeg word vir die film om te wys, kon ou lekker speel en was daar ook al so lekker ritueel daar. En dan die opbou tot die hooffliek waar jy 'n bietjie voorprente kyk, maar dan onthou ek ook so die lokprente van prente, films wat kom, rolprente wat kom. En dit was alles deel net van hierdie geweldige opwinding. En 'n ou was geforseerd as gesin om baie intiem saam in jou motor dan te kan verkeer en net lekker tyd saam te spandeer. Blykbaar het die eerste inry in Durban verrys hier in 1951. En die 60er en die 70er jare was 'n absolute bloeitydperk vir die inryteaters. In die 80's het hulle dan, en jy sal onthou as jy die inryteater ken, jy het so luidspreker gehad wat jy ingehaak het by jou venster. Maar toe in die 80's het hulle dit gemoderniseer en kon jy op jou radio, jou motorradio, kon jy die klankbaan opvang. Maar soos wat die digitale era ons maar bekruip het die 35mm projektors wat gebruik is eintlik uit diens uitgegaan en het dit ook die inryteater het dit so ingekrimp dat dit later heeltemal in onbruik verval het. En tydens COVID het vir interessant genoeg het daar 'n klompie wat hulle noem pop-up of opwip teaters, inryteaters, wie die lig gesien, juis omdat dit dan nou veiliger sou wees en afstand verseker. Maar so saam met hierdie diep nostalgie besef ek ook sommer dat die prediker iets beet gehad het deur te sê dat daar tyd vir alles onder die son is. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, tyd om te plant, 'n tyd om uit te roei wat geplant is, gaan hy verder in Prediker 3. En dan onthou ek dat mens maar met alles hier, al is dit op hierdie oomblik en in hierdie moment iets baie besonders, mens maar met 'n ligte greep met vashou. Ja, geniet intens die momente en dit wat in hand is, maar sien ook uit na daai finale seisoen wat kom, waar tyd sy greep en beheer verloor, waar daar nie meer 'n tyd vir alles onder die son is nie, maar daar 'n tyd is waar ons in intimiteit met God sal leef en sy vrede alles oorheersend sal wees. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp _Shri. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.